as ons vir 'n oomblik eerlik moet wees en dink, hoe sou ons opgetree het as ons sou saam speel, dan sou ons waarskynlik ook hier en daar maklik in die oomblik opgevang geword het. Begin doen net wat ander mense doen. As jy Facebook oopmaak, of jy maak Instagram oop, of TikTok, dan sal mense wat ons navolg, influencers, en hulle bepaal nogals wat ons aantrek, waarna ons luister, wat ons beïnvloed. En in 'n lewe en 'n wêreld wat sê, maar hou vas aan dit wat jy het, bou vir jou 'n naam sodat jy gesien kan word, kom Jesus op die toneel met 'n radikale ander boodskap. Boodskap van volg my. 'n Boodskap van mag gee jouself oor en word verander. Met dit in gedagte wil ek hê, jy moet jou Bybel oopmaak en saam lees uit Filippense 3. Ek lees die 83 vertaling vanoggend. En ons gaan saam lees van vers 4 tot 14. Kom ons lees. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte af 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry onberispelik. Maar wat eer vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek aan die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van dit wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Net tot sover. Interessante gedeelte, waar Paulus besig is om met die gemeente te praat, en dan iets van sy persoonlike lewe te deel. En 'n mens sou sê, maar is Paulus nou besig om te spog oor wie hy was, wat hy al in die lewe bereik het? En dan kom ons agter, maar hy sê, met al hierdie dinge, besef hy maar, dit het nie vir hom verlossing bewerk nie. As ons vir 'n oomblik sou kyk, dan kan ons sien, baie keer hou ons ook aan die verkeerde dinge in ons lewe vas. Paulus is besig om so 'n kort CV vir homself te gee, dat mense kan verstaan wie hy as persoon is. Hy begin by sy afkoms. Hy's 'n Israeliet, hy's besny op die 8ste dag. As opvoeding het hy groot geword as 'n Hebreër.
oorgeërfde godsdienstige deegdes wat deel was van sy lewe, sy optrede, is dat hy 'n fariseer was. Hy het vasgevang geraak in die wet tot op die letter. En so het hy die kerk vervolg, want hy die kerk as 'n bedreiging beskou. En sy eie prestasie is dat hy die kerk vervolg het. Hy was ywerig. Tot hy een ontmoeting met God gehad het en alles het verander. Paulus wys juis vir ons dat dit so maklik is dat ons vasgevang kan raak in ons eie prestasies. In wie ons onsself geskep het om te wees, ons agtergrond, dit wat ons al vir onsself bymekaar gemaak het, dat ons vergeet dat hierdie wêreldse dinge ons nie kan red nie. Dat dit dinge is wat ons nie kan vryspreek nie. Vandag mag jy dalk hier sit en sê, okay, maar ek is dalk nie so vasgevang nie. Dalk bou ek nie my identiteit rondom my werk nie, maar sosiale media, dis waar my identiteit lê. Jou reputasie. Dalk hou jy vas aan jou doop en die dag toe jy belydenis van geloof afgelê het, want dis vir jou merkers om te sê, maar ek het hierdie gedoen. Dit wys dat ek 'n kind van die Here is. En baie keer hou ons aan dinge vas wat ons terughou om God radikaal te kan vertrou en op hom staat te maak. Sien, ware oorgawe beteken, soos Paulus dit dan vir ons duidelik maak, is om op 'n plek te kom waar ons sê, maar ons gee hierdie goed oor. Ons laat dit vir 'n oomblik gaan, ons maak ons hande oop en sê, maar dit wat vir my eers 'n wins was, is vir 'n oomblik waardeloos as ek dink in terme van my verhouding met God en wat ons kan kry as ons hom ken. As ons werklik waar ons toekoms en ons planne in God se hand kan sit, dan kan ons lewe anders lyk, want God kan dinge vir ons moontlik maak wat ons op ons eie waarskynlik nie sou by uitkom nie. Ware geloof is juis dit, waar ons met 'n oop hand dan kan leef, om Christus te ken, om Bybel te lees, om die waarde te ontdek wie God is, en dan te werk sodat ons 'n lewende verhouding met God kan hê, hom te vertrou as die eerste bron van 'n vertrekpunt. Want baie keer leef ons die lewe teen so spoed, ons doen alles op ons eie, en dan as ons regtig voel, maar ons is vasgevang, ons weet nie wat nie, dan raak ons stil, dan wil ons bid. En ons moet vir 'n oomblik op 'n plek kom, waar ons sê, maar ons kies Jesus eerste, ons kies God eerste, want van daar af kry ek nuwe hoop, kry ek nuwe perspektief vir dit wat voor lê. En as ons dit doen, dan gaan ons besef wat die wins is om vir Jesus Christus te ken. Dis die hart van oorgee. Is dat God in ons hart gaan werk en ons verander. En so verloor ons dan nie iets nie, maar ons kry iemand by. God se Gees woon en werk in elkeen van ons. Maar die vraag is, waar lê jou vertroue? Vertrou jy in dit wat jy vir jouself opgebou het? Of kan ons eerlik wees en sê, maar my vertroue is in God, vir wie hy is en wat hy kan doen, want dis waar ek my nuwe identiteit kry. Dis waar verandering kom, is om te besef wat God reeds vir my en vir jou gedoen het. Dan besef ons, maar dis 'n gedagteskuif wat moet gebeur. 'n Fokus skuif van, kyk wat moet ek doen, kyk wat moet ek laat gaan, eerder na, maar kyk wat het God gedoen. Kyk wat kan God in my lewe doen.
dan besef ons wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En ons lewens lyk anders. En ewe skielik is dit nie net 'n kopskuif nie, maar dis 'n hartskuif, want ons leef in verhouding met God. Ons kan die Bybel deurlees en ons kan 'n kop verstaan hê van wie Jesus is, wie die Heilige Gees is en wie God is. Ons kan die kennis hê soos Paulus en ons kan nog steeds uitmis op 'n verhouding waar alles verander. En dan begin ons leef met intensie. Dan begin ons diensbaar leef. En julle as gemeente het die lese van bedag. Om bedag te leef beteken ons ervaar daai verhouding met God en ons gaan leef dit uit in die wêreld waar ons skool gaan, waar ons by die werk is, waar ons saam met mense kuier. Dan skep ons moed en leef ons hoopvol, want ons kry energie en krag van 'n ander plek af. Dit raak 'n daaglikse ingesteldheid. Ons kan nie net dink, okay, dis een dag wat ek myself oorgee, laat die Here werk nie, maar dit moet 'n ingesteldheid word, 'n daaglikse keuse om te sê, maar ek besef ek het dit nog nie. Ek maak nog foute, maar ek poog daarna om Jesus te volg. As ons vir 'n oomblik eerlik is en ons dink terug aan die week wat verby is, daar waar ons meer verloor het, daar waar mense ons kwaad gemaak het, daar waar ons gefrustreerd was. As mense sou kyk na jou optrede, dan gaan hulle waarskynlik sê, maar jy het nie soos 'n Christen opgetree nie. Daai Franse vloekwoorde wat jy gedeel het, is nie in lyn nie. En dit kan nou oor jou kop hang, of jy kan sê, okay, in die oomblik het ek so opgetree, maar ek is besig om daaraan te werk. Ek is ingestel sodat ek van dag tot dag verander en my lewe weerspieël iets van wie God is. En dan kan ons, soos Paulus op 'n plek is, besef, maar ek kyk nie terug na die verlede nie. Ek hou nie vas aan dit wat gebeur het nie. Daai verkeerde besluit wat ek gemaak het, die dom opmerking wat ek gemaak het, ek hou nie aan dit vas nie. Ek maak my los en ek beweeg vorentoe saam met God. Fokus op die doel. En wie is die doel of wat is die doel? En dit is om God te ken, in verhouding met hom te leef. En dit gaan beteken dat ek vir 'n oomblik my selfvertroue moet prysgee. Eie geregtigheid en daai dinge wat my terughou. Sodat ons 'n nuwe identiteit kan kry. Sodat ons in verhouding met God kan leef en diensbaar kan leef om 'n verskil te maak. Dan is die vraag, waaraan hou ek en jy nog vas? Is dit jou tyd? Is dit gewoontes? Is dit my trots? Baie keer is ons so trots, ons kan nie vir hulp vra of sê ek is jammer, ek het verkeerd opgetree nie. Want dalk is daai area waarin ons so vashou, juis die area waar ons hand moet oopmaak en laat gaan, sodat God in ons lewens kan werk. Wanneer ons met 'n oop hand kan begin leef, gee ons genoeg ruimte vir God om te werk. En dan kan ons na God toe kyk met 'n dankbare hart vol hoop, want hy is besig om dinge in jou guns te laat verander.
Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. Nagmaal is 'n plek, dis 'n herinneringsmaaltyd vir ons as gelowiges om te herinner wat Jesus vir ons op Goeie Vrydag gedoen het. Dis 'n vertrekpunt, dis 'n onthou dat God eerste gegee het. En van daar af weet ons word vrygespreek. Ons word vergewe want ons sondes is op Jesus geneem daar aan die kruis. Ek wil vir Arnold vra of jy dalk solank die kinders kan gaan roep. Want om verhouding met God te hê, om in liefde te leef, om te sê ons gee onsself oor, beteken dat ons sien wat Jesus opgegee het. Hy was bereid om sy heerlikheid prys te gee. Hy het mens geword en hy het sy lewe gegee. Dis die persoon wat ons najag. Dis hoekom ons Sondag na Sondag kerk toe kom. Om as gemeente saam na 'n preek te luister, mekaar te bemoedig, te inspireer, saam te bid, om toegerus te wees vir die week wat voorlê. En dan gaan ons van hier af die lewe in, die week in, en iets van wat ons vanoggend beleef het, gaan deel ons met die mense rondom ons. Daar waar ons by die skool is, by die werk is, en dan kom ons volgende Sondag terug en is 'n geleentheid om vir 'n oomblik te getuig wat God in jou lewe gedoen het. En partykeer gaan die lewe so vinnig verby dat ons oomblikke mis wat God oor ons pad gestuur het, waar hy juis in ons lewe werk, waar hy wou gebruik het, waar hy jou wou gebruik het om 'n verskil te maak. So vanoggend, wanneer ons dan aan tafel kom sit en wanneer die kinders by is, dan is dit 'n antwoord van ons kant af, 'n oorgawe vir dit wat God gedoen het. Om te besef, wanneer ons nagmaal gebruik, ontvang ons God se vryspraak, God se liefde. En die vraag is ek en jy bereid om oor te gee? Met dit gesê, wil ek hê dat jy vir 'n oomblik daar moet sit en dink, waaraan hou ek vas in hierdie lewe? En dan vra jy vir jouself en vir God om jou te help, om jou hand oop te maak, dat jy kan oorgee, en dat jy hom kan ontvang, vir dit wat hy vir jou gedoen het. So neem 'n oomblik, en dink na hieroor. Kom ons bid saam. Here, ons moet erken
dat ons soms so vashou aan dinge wat waardeloos is. Ek wil kom bid en vra dat U ons sal leer en sal help om oor te gee, om U te kies bo alle dinge, om vir 'n oomblik met 'n oop hand te leef, om te besef dit wat ons van U af ontvang, kan ons ook met mense deel. Ek wil kom bid en vra dat U ons sal help om U na te streef, Jesus se voorbeeld na te volg, om diensbaar te raak, om ander mense te inspireer en aan te moedig, sodat hulle ook 'n verhouding met U kan hê. Gee ons die moed om te laat gaan. Gee ons die geloof om te vertrou dat U in beheer is. Daar waar ons onseker is, daar waar dit voel, ek is nie seker of die dinge gaan uitwerk soos dit moet nie, Here, maar dat ons kan besef, U is in beheer en U stel nooit teleur. En hier waar ons nou gaan nagmaal gebruik, gee dat ons met 'n bewussyn sal deelneem. Vir 'n oomblik onthou, vir 'n oomblik dit persoonlik kan maak en besef, dit was vir my. In U naam bid ons dit.